Die spesiale eed Akai oor die verborge naam. Is daar werklik 'n naam wat verborge is? En weet ons van die spesiale eed Akai? Ons sien op baie plekke in die skrif waar die skrywers of die vertalers praat van die hoogste Elohim, die oue van dae, die Elohim van die Elohims ensovoorts. Dis gee hulle nie 'n naam vir die Elohim nie, maar net 'n titel. En vir die wat die apokriewe boeke bestudeer, sal sien dat veral in Henog praat hulle baie van die Elohei van die geeste. Nou hier in hierdie video uittreksel is die boek van Henog. En ek gaan net 'n paar gedeeltes wys hoeveel keer daar gepraat word van die Elohei van die geeste. Oral hier in geel sien ons die Elohei van die geeste en die titel word baie gebruik. Daar staan nie Jahwe nie, maar die Elohei van die geeste. En so kan ek net deur en deur blaai en dit kom baie voor in die boek van Henog. En dan sien ons ook hier die oue van dae, maar nie die naam Jahwe nie. En in Daniël 7 vers 9 tot 13 praat Daniël ook van die oue van dae. En so kan ek aangaan en aangaan. Dis word die titel die Elohei van die geeste baie gebruik in hierdie boek. En baie interessant, in die Nuwe Testament sien ons, sê hulle dat Yeshua die seun van die Allerhoogste genoem sal word. Of die duiwels erken hom as die seun van die Allerhoogste God. Dit wil sê nie die seun van Jahwe nie. Nêrens sien ons dat Yeshua die seun van Jahwe genoem word nie. Die duiwel sê ook Yeshua is die seun van die Allerhoogste God. Hulle sê nie hy is die seun van Jahwe nie. Yeshua praat ook reg deur die skrif van Vader. Maar in Johannes 17 sê hy dat hy die Vader se naam aan ons bekend gemaak het. Maar ons sien nêrens dat hy gesê dat die Vader se naam Jahwe is nie. So, hoe het hy dan die Vader se naam aan ons bekend gemaak? Nou in die Bybelse denke kan 'n naam die volgende beteken: karakter, gesag en autoriteit, reputasie, identiteit, eienaarskap, teenwoordigheid en krag. Wanneer Yeshua sê ek het u naam bekend gemaak, kan dit beteken hy die Vader se karakter geopenbaar, sy wil en sy gesag gewys, sy hart en liefde bekend gemaak, die ware identiteit van die Vader geopenbaar. Dan het Yeshua ook ons geleer bid en hy sê in Matteus 6 vers 9, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hier kan die woord heilig beteken, heilig maak, afgesonder, apart, stel reinig, aan Elohim toe te wy, eerbiedig. Dit kom van die wortelwoord hagios wat heilig beteken. Nou in die studiestuk gaan ek fokus op afgesonder, apart en hier uitwys dat die naam van die Vader apart en afgesonder is deur 'n spesiale eed wat ons sien in die boek van Henog. En dan sal dit vir baie dalk sin maak hoekom vertalers, profete en skrywers eerder 'n titel vir die Vader gebruik as om 'n naam aan hom te koppel. En as daar 'n naam aan hom gekoppel is, dan moet ons werklik ondersoek instel of dit 'n verdraaiing, 'n fout van die vertalers is en hoe kan die vertalers of skrywers dan daardie eed verbreek het of het hulle nie dit verstaan watter goddelike entiteit werklik daar betrokke was nie? En so sien ons hoe Elohim met ons Yeshua, ons leermeester, ook nêrens gesê dat die Vader se naam Jahwe is nie. Hoekom nie? Want hy en al die ander engele is verbind aan 'n spesiale eed. Maar voordat ek u vertel van hierdie spesiale eed, wil ek u gou uitwys dat alhoewel baie mense verskeie name vir Jahwe of die Hebreëse letters van die tetragram Yod Hei Vav Hei gebruik en dink die Vader se naam is Jahwe wat eintlik na Yeshua verwys in die Paleo-Hebreëus, want dit beteken kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker, dan beteken dit hulle het verskeie uitsprake vir Jahwe, naamlik Jahwe, Jehovah, Jaffa, Yahuwah ensovoorts. Nou die verskeie Hebreëse name word deur verskeie volke en nasies en tale gebruik en uitgespreek. Nou hier is sangers wat van Jahwe sing. Nou baie gebruik die naam Jahwe en ander uitsprake, maar as ek met groot respek en eer mag vra, as jy daardie naam gebruik, bewe die mense en is hulle bang as ons die naam Jahwe aanroep? Hoe kan ander volke die name ook net so gebruik en niemand bewe en hulle val neer as hulle die naam hoor nie? Die Jode en Fariseërs ensovoorts was bang geweest om die naam uit te spreek en het dit vervang met titels, maar daar is 'n naam wat aan ons geopenbaar was, maar ons sien dit was 'n engel wat met Moshe gespreek het. Dit wil sê dit is die engel wat sy naam aan Moshe bekend gemaak het. En soos ek gesê het,
beteken daardie naam in die Paleo-Hebreëus kyk uit vir die haan, kyk uit vir die spyker en dit verwys na Yeshua. En hy sê op baie plekke, ek is. En dan sê hy, voordat Abraham was, is ek. En die Jode wou hom stenig daaroor, want hulle dink hy verbreek hierdie spesiale eed, maar hulle ken ook nie die Elohim wat aan hulle verbind was deur die Vader nie. En dit is hoekom hulle nie dit kan verstaan nie. Weet jy dat die Vader se naam verborge is? As jy sy naam uitgespreek het, dan sal die mense bewe. En daar is 'n eed om daardie naam te beskerm. En selfs hier in die boek van Henog 69 sien ons hoe kragtig die naam is, en dit is verborge. En dan sien ons, noem hulle die Vader die Elohei van die geeste, in plaas van om 'n naam aan hom te koppel. Ek neem aan, u weet nie hoe verborge die Vader se naam is nie. En dit is hoekom dat die naam eers in Openbaring aan ons bekend gemaak sal word. En soos Yeshua ons geleer het om te bid, sê hy, ons moet die Vader se naam apart stel. Dit wil sê die eed Akai word nagekom deur Yeshua. Die Vader se naam is apart gestel. So kom ek wys u uit van hierdie spesiale eed van die naam van die Vader. Henog 69 vers 13. Dit is Kasbiel se taak, hoof van die eed. Hy het dit aan die apartes gewys toe hy hoog daarbo in glansrykheid gebly het en die naam is Bika. Hierdie boodskapper het 'n versoek aan Michael, die aparte, gerig om die verborge, let wel, die verborge naam aan hom te openbaar, dat hy hom in die eed kon weergee. Let wel, wat gebeur by die uitspraak nou van hierdie naam, sodat die ander kon bewe by die noem van die naam. Die eed wat alles openbaar gemaak het, wat geheim gehou was aan die kinders van die Adam. Hier is die krag van die eed, want sy is kragtig en sterk. En hy het hierdie eed Akai in Michael, die aparte, hand geplaas. Hier is die geheime van daardie eed. En deur hierdie eed is hulle sterk. Die hemele het gehang voordat die aarde geskape is en vir ewig. Let wel, deur die naam was die hemele gehang, deur sy woord. Dit wil sê, met sy naam, met hierdie spesiale eed is daar geskape. Deur haar is die aarde geskep op die water en uit die geheime dieptes in die berge kom lieflike waters, van die skepping van die aarde af tot in ewigheid. Deur daardie eed, dit wil sê deur sy apart gestelde naam. Dit is hoekom Yeshua sê hy kom in daardie naam van die Vader, die naam, daai spesiale eed, want nêrens sê Yeshua die Vader se naam is Jahwe nie. Dis deur daardie eed is die see geskep en as fondament het hy die sand gestel teen die tyd van sy woede en dit nie durf waag om daar verby te gaan van die skepping van die aarde af tot in ewigheid nie. Deur daardie eed, dit wil sê deur sy apart gestelde naam, is die afgrond bepaal en bly en roer nie uit hulle plek van ewigheid tot ewigheid nie. Deur daardie eed, dit wil sê deur sy apart gestelde naam, volbring die son, die maan, hulle bane en hulle wyk nie van hulle instelling van ewigheid tot in ewigheid nie. Deur daardie eed, deur sy apart gestelde naam, voltooi die sterre hulle bane en hy noem hulle op hulle name en hulle antwoord hom van ewigheid tot ewigheid. Op soortgelyke manier vind die geeste van die water en van die wind en van die briesies hulle pad van die hoeke van die winde. En daar word die stemme van die donder bewaar en die lig van die weerligte en daar word die kamers van die haal bewaar en die kamers van die sneeu en die kamers van die mis en die kamers van die reën en dou. Hulle almal glo en dank die Elohei van die geeste. Let wel, geen naam word gegee nie, net 'n titel en verhoog hom met al hulle krag en hulle voedsel is in elke daad van danksegging. Hulle dank en verhoog en verhef die naam van die Elohim van die geeste. Weereens geen naam nie. Vir ewig en ewig. En hierdie eed is magtig oor hulle en deur sy word hulle bewaar en hulle weë is beskerm en hulle bane word nie vernietig nie. Dis as ons nou die naam Jahwe sien as die Vader se naam, dan is hierdie spesiale eed gebreek. Hierdie naam was nie beskerm gewees nie, maar Yeshua leer ons bid en hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig apart gestel word. Hy het nie gebid en gesê, o Jahwe, laat u naam apart gestel word nie. Hy het sy naam bewaar, geheilig, apart gestel, volgens die spesiale eed van Akai. En hier sien ons in die Nuwe Testament die eed van Akai. Openbaring 19 vers 12. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskryf is, let wel, wat niemand ken nie, behalwe hy self, soos die eed beskerm was. Daardie naam is verborge,
En dan, die wat oorwin, aan hulle word hierdie naam gegee. Kom ons kyk Openbaring 3 vers 12. Wie oorwin, sal hom 'n pilaar in die tempel van Elohim maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my Elohim skrywe, die naam van die stad van my Elohim, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van Elohim neerdal, en my nuwe naam. Het jy al oorwin en het hierdie dag al plaasgevind dat die verborgde naam, die spesiale eed aan jou geopenbaar word? Want die naam Jahwe word reg deur die land van Afrika en onder die heidene ook aangeroep en gebruik. Wil jy vir my sê die vervulling van Openbaring 3 vers 12 het reeds gebeur en ons almal ken die verborgde naam van die eed van Akai? Nee, ons ken nie. En hierdie verborgde naam sal aan die oorwinnaars bekend gemaak word en die naam sal op ons voorhoofde geskrywe word en aan ons sal hierdie spesiale eed bekend gemaak word. Maar watter naam is aan ons bekend gemaak? Dit is die gedenknaam Jahwe. En toe kom Jahwe om ons te verlos, dit wil sê Yeshua, Jahwe verlos, want hy is 'n afdruksel. Hy is in die gestalte en gelykgestel aan die Vader. Maar hy is nie die Vader nie. Die Vader het hom die eer gegee in Jesaja 42. En Yeshua kom in hierdie spesiale eed van Akai, in die naam van die Vader, in sy gesag en in sy mag, en is in verbond met ons, want dit is wat die Vader behaag het, om ons met Yeshua te verbind. Hom as koning en man vir ons te gee, en weet julle hoe spesiaal is Yeshua? Die eed van Akai was verborge, en so was Yeshua ook verborge. Hier in Enoch 62 en 48 sien ons, hoe was Yeshua verborge en die hoogste El, dit wil sê ook weer eens 'n titel, het Yeshua bewaar voor sy aangesig. En in Enoch 48 vers 6 sien ons, was Yeshua verborge voor die skepping, net soos Yeshua daardie heerlikheid gehad het voordat die skepping was. En Paulus bevestig ook dat Yeshua verborge was van ewigheid af. Maar hulle het nie Yeshua geken nie, want anders sou hulle hom nie, die Here, of dit wil sê Kyrios Jahwe, gefolter het nie. Nou as ons nou mooi kyk in hierdie spesiale eed van Akai, sien ons hoe die hemele gehang was voordat die aarde geskape was. En deur hierdie eed is die aarde, die berge en die waters geskape. Deur hierdie eed volbring die son, die maan, hulle baan ensovoorts. En alles deur hierdie eed geskape van sy naam. En nou kom Paulus en hy verstaan dalk iets beters in verband met hierdie eed en Yeshua, en hy sê weer hierso in Kolossense 1 vers 16 tot 17, want deur hom, dit wil sê Yeshua, die eed Akai van die Vader se naam, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, die sigbare en die onsigbare dinge, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom in Yeshua geskape, en hy Yeshua is voor alle dinge, en in Yeshua in hom hou alle dinge stand. Let wel, alle dinge word deur die Vader se naam deur hierdie eed Yeshua in stand gehou. Dit wil sê alles is aan Yeshua oorgegee. Net soos in die eed van Akai, let wel, waar die son, die maan en die sterre in hulle bane beweeg, en in hom die spesiale eed, die naam Yeshua hou alle dinge in stand. So kom ons kyk ook nou na nog 'n gedeelte van Paulus in Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het Elohim hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua elke knie sal buig van wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Yeshua, Here, dit wil sê Jahwe, is tot eer van Elohim die Vader. Die Vader het hom Yeshua uitermate verhoog en die naam Jahwe Yeshua aan ons bekend gemaak. En almal sal moet buig voor die naam tot die demone en almal in die hemel en op aarde. Hoekom? Want hy kom in hierdie spesiale eed Akai. Hy kom in die naam, die karakter van die Vader, want die Vader het alles aan Yeshua se voete onderwerp, soos in Hebreërs 2 vers 8. En dan sê Paulus ook in Efesiërs 1 vers 20 tot 22, Elohim het hom, dit wil sê Yeshua, opgewek en laat sit aan sy regterhand, ver bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alles onder sy voete gestel en hom as hoof bo alles aan die gemeente gegee. In 1 Korintiërs 15 vers 27 tot 28, want hy het alles onder sy voete gestel. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan hom wat alles aan hom onderwerp het, sodat Elohim
alles in almal kan wees. Dus dan sal Yeshua die Vader se naam dan aan ons bekend maak en dit sal op ons voorhoofde geskrywe staan. En so sal ons die Vader ken, want Yeshua het hierdie spesiale eed van Akai aan die oorwinnaars geopenbaar en die wêreld sal vol van die kennis van die Vader wees, want dan sal die lam en die leeu saam wei. Die leeu eet strooi en die kind speel by die gat van giftige adders. En almal, klein en groot, sal die Vader ken, deur sy woord, deur Yeshua, wat ons met die Vader verbind het, en ons versoen het met die Vader. Halleluja! Dis kom Yeshua in die Vader se naam, in sy eed, die verbond. Hy leer ons alles van die Vader. Hy skryf die Vader se naam op ons voorhoofde. Hy openbaar sy naam, die eed Akai, aan ons en leer ons in al sy weë. En net hy, Yeshua, sal ons herder wees. En as ons so dink dat Yeshua in die naam van die Vader kom, dit wil sê in hierdie spesiale eed Akai, dan sê Paulus self dat ons nou net ten dele ken. Maar wanneer Yeshua kom, sal dit wat ten dele is verbygaan en ons sal alles volledig ken. Dit impliseer dat die Vader se naam, die eed van Akai ensovoorts aan ons bekend gemaak sal word, saam met al sy verborgenhede. Maar nou dat Yeshua in die Vader se naam kom, hy dra die gesag van hierdie spesiale eed Akai, maar almal onderwerp hulle nie aan Yeshua se mag en eer wat in die eed van Akai kom nie. Hulle buig nie voor hom nie, hulle erken hom nie, maar die hemel en liggame, die son, die maan en die sterre, wat in hulle bane beweeg, deur die eed van sy krag, gehoorsaam hom. Maar ons as mens onderwerp ons nie aan die een wat in die naam van die Vader kom nie, terwyl duiwel sidder en beef by die noem van die naam van Yeshua. Verag ons sy naam en ons dink hy is ons gelyke, ons broer. Hy is ons chommy. In Openbaring 1 vers 16 tot 17 sien Johannes hoe Yeshua die 7 sterre in sy hand hou. 'n Bewys van die eed Akai dat alles deur die eed onderwerp is aan Yeshua, deur die mag wat die Vader aan Yeshua gegee het in sy naam. En let wel, Johannes val soos 'n dooie voor Yeshua neer. Dit is 'n volle manifestasie van die krag van die eed van Akai, dat mense sal sidder by die hoor van die naam. Maar nee, ons as mens gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, want ons besef nie wat dit beteken dat Yeshua in die naam van die Vader kom nie. Ons verag die eer wat hy van die Vader gekry het. Wat gaan die Vader nou doen? Hy gaan almal wat die gesag en die eer van Yeshua verwerp en wat hom vyandig is, 'n voetbank maak vir Yeshua se voete, sodat Yeshua as koning kan heers, want dit is sy wil en dit is hoekom dat die Vader Yeshua as koning oor alles aangestel het, om oor die hemel en liggame, mense en die wêreld te heers. Maar ons as mens, ons verag sy heerskappy. En die wat die Vader se heerskappy, sy rangorde verwerp, eer hom nie, want hulle verwerp sy seun en hy sal die bloedwreker wees en hulle verdelg onder Yeshua se voete, sodat Yeshua as erekoning kan heers. Dink 'n bietjie hieraan. As almal so vreesbevange is as Yeshua gaan verskyn en hy kom net in die naam van die Vader en soos Yeshua sê, is die Vader nog groter as hy. Wat sal jy doen as jy in die hande van die lewende en die groot El val? Vreeslik sal die dag wees wanneer die Vader self rekenskap sal kom doen oor die wat sy raadsplan, sy koning verwerp het wat hy as hoof oor ons aangestel het. Yeshua is nie 'n boetie of maatjie nie. Jy sal verskrik en neergeslaane aangesigte hê wanneer hy voor jou gaan verskyn en sal soos 'n dooie word, soos toe Johannes hom aanskou het. As Johannes soos 'n dooie voor Yeshua geval het, weens die gesag en heerlikheid wat Yeshua van die Vader gekry het, dink net wat sal gebeur as die bloedwreker, die Vader moet kom en Yeshua se vyande maak 'n voetbank vir Yeshua se voete. Daardie dag sal verskriklik wees, want die Vader is nog groter as Yeshua. Dis eer Yeshua soos jy die Vader sal eer, want Yeshua is die wil van die Vader. So moet asseblief hom nie ligtelik opneem nie. Gee hom die eer en die aanbidding wat hom toekom van ewigheid tot ewigheid. Halleluja. Laat die wat kan hoor, en die wat kan sien sal sien, en die een wat kom in die naam van die Vader, dieselfde eer en gesag gee as die Vader, en soos 'n dooie neergeslaane aangesigte hê voor hom. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.
die begin was daar 'n fluister, voor lig en tyd en klank, 'n naam so diep, so heilig, dat skepping buig en dank. Die hemele het stil gehang aan 'n woord wat niemand breek, deur 'n eed van vuur en waarheid wat ewigheid laat spreek. En alles bewe by die klank van U naam. Alles bewe voor U bestaan. Heilig, heilig is die naam, die eed wat alles dra. Akka, die krag van U woord, voor U moet alles staan. Heilig, heilig is die naam, die hemel buig voor U, van ewigheid tot ewigheid is alles vals in wat U doen. Die see het stil by grense gebly, die sand het U bevel geken. Die sterre roep U name uit en antwoord weer halleluja. Die donder dra U stem se krag, die weerlig breek U lig. Die winde fluister U geheime, die dieptes buig voor U gesig. En alles bewe by die klank van U naam. Alles bewe voor U bestaan. Heilig, heilig is die naam, die eed wat alles dra. Akka, die krag van U woord, voor U moet alles staan. Heilig, heilig is die naam, die hemel buig voor U, van ewigheid tot ewigheid is alles vals in wat U doen. Wie kan U sien en bly lewe? Wie kan U vier aanskou? Maar U het gekom, o Yeshua, en wys die Vader nou. Nie net 'n naam in verborgenheid, maar krag wat lewe gee. Die eed wat hemel en aarde hou, leef nou ook binne my. Die naam sal op ons voorhoef wees, gegrifeer in lig en eer. Die kennis van die Vader self sal vloei soos waters meer en meer. Die aarde vol van die waarheid wees, soos waters oor die see. En elke hart sal U herken, en in die lig sal leef en wees. Die lam en die leeu sal saamwy, geen vrees sal oorbly staan. Die suigeling speel by die ader, geen kwaad sal ooit bestaan. Die naam leef op ons voorhoofd, die waarheid in ons hart. Van ewigheid tot ewigheid word alles nuut, word alles apart. Heilig, heilig is die naam, die eed wat alles bind. Akka, die asem van die lewe, wat alles in U vind. Heilig, heilig is die naam, die skepping buig voor U, van ewigheid tot ewigheid is alles vals in wat U doen. Van ewigheid tot ewigheid, U naam bly staan op ons voorhoef en in ons hart.